bietjie neer te pen en seker te maak dat jy hier is, nooi iemand saam. Ons almal ken mense wat nie sonder hulle telefoon kan wees nie. Ons sien daagliks mense wanneer ons in Mug and Bean saam met ander mense gaan koffie drink en hulle sit saam met hulle hele gesin en die hele gesin is op hulle selfone die hele tyd. Dis deel van digitale verslawing. Sy het 'n toepassing geskryf wat ons as ouers op ons fone kan sit wat alle tegnologie na ons kinders se fone kan afsit. En sy gaan dit ook beskikbaar hê. En as ek net dink, toe ek daai statistiek sien en ek dink by myself, sal ek vir my 8-jarige seun of my 10-jarige seun my bakkie sleutels gooi en sê ry Pretoria toe? Tuurlik sal ek dit nie doen nie. Maar ons is baie keer apaties omdat ons nie ingelig is nie en ons dink dit gaan nie 'n invloed op ons kinders hê nie en selfs op ons as volwassenes nie. Ons gaan ook by die geleentheid lekker kos hê om te koop, so kom ons maak dit 'n lekker aand, 'n hoogtepunt waarin ons onsself kan toerus oor wat hierdie verslawing is. Nou ons is in die tweede week van hierdie 8 weke dinge waaroor ons nie praat nie. Ons is baie keer baie geneig om kwessiepunte mis te kyk en te hoop dit sorteer homself uit. Dinge waaroor ons nie praat nie. En Brian het afgeskop en hy het 'n bietjie gesels oor die verslawing van pornografie. En hierdie week sou hy gepraat het oor die verslawing van dwelms en enige narkotiese drankverslawing en ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels. Maar ek het gedink vanaand is belangrik voor ons na die volgende verslawings kyk, dat ons vanaand eers vir onsself vasmaak wat beteken verslawing. Hoe kry verslawing uitdrukking en hoe weet ek is verslaaf aan iets? Nou wil ek vanaand sê, verslawing is nie net 'n persoonlike probleem nie. Want dit raak die gesin, dit raak kinders, dit raak werkplekke en dit raak die hele gemeenskap. En Christus se plan vir jou en my is dat ons in totale vryheid sal wees, in volkomendheid sal leef. Galasiërs 5 vers 1 sê, Christus het ons vrygemaak om gedeeltelik. Hy's bietjie klein daai ene. Laat die Heilige Gees nou vir julle interpretasie gee. Daai skrifgie sê, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Nie gedeeltelik vry nie, nie net ten dele vry nie, maar volkome vry te wees in elke aspek van ons lewe. Hy gaan dan verder, want in hierdie vryheid is daar iets wat ek en jy moet doen. Hy sê, staan dan vas in hierdie waarheid. En moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Met ander woorde, hy wil hê ons moet vry wees. Maar ons kies soms om nie daai vryheid ten volle te leef nie, want ons kies om weer dinge in ons lewe vas te hou en weer verslaaf aan sekere goed te raak. Nou wat is verslawing? As ons 'n identiteit of 'n terminologie vir verslawing kan vasmaak, dan is dit 'n toestand waar 'n mens aanhou om iets te doen of gedrag te doen wat selfs wanneer dit 'n negatiewe effek op ons het, gesondheid, verhoudings, werk of daaglikse lewe, ons hou aan met dit ten koste van die prys wat dit ons kos. En die ding met so iets is dit spiraal waar ons dink dis iets eenvoudig, ons begin nou met dit en dit gaan nie regtig 'n effek hê nie, tot ons later aanhou tot die slegste gevolge en ons gee nie om nie. Daar's 'n klomp dinge waaraan ons verslaaf kan wees. Ons praat baie keer net oor die groot goed, ons praat oor pornografie, alkohol, nikotien, dwelms, dobbel, videospeletjies, sosiale media, kompulsiewe inkopies. Ek moet dit hê. Daai paar skoene praat al 2 weke langs met my. Eet. Koeldrank drink. Enigiets wat 'n houvas op jou lewe het, waar jy op die plek in jou lewe kom, waar jy nie sonder dit kan nie. Al doen dit wat aan jou, is gelyk aan verslawing. En Christus het gekom en jou en my vrygespreek, sodat ons nie meer, nommer 1,
geklassifiseer hoef te word as sondaars nie. Ons is vrygekoop. En saam met dit is ons vrygekoop van die invloed en die mag van sonde. Maar ons kies om aan goed gekoppel te word en vas te hou aan dinge. Nou wil ek 'n paar algemene tekens van verslawing met julle deel. Die eerste is die belangrikste, verlies aan beheer oor hierdie gedrag. Verlies van beheer oor hierdie gedrag. En ek wil 'n simpel eenvoudige storie vertel van my oom. Ek kan onthou as 'n klein seun, as ons by my ouma gaan kuier het, my oom het nog daar gebly, hy het al gewerk, maar hy het elke liewe dag die volle weergawe Coca-Cola gedrink, 7,5 liter elke dag. Die Coca-Cola wat ons nou drink, is baie afgewater. Daai tyd het hy ordentlike suiker gehad. En hy het hom gedrink. 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 Lang storie kort, hy het later 'n eerste tipe diabetes geword, hy het hom gedrink. Hy het 'n tweede tipe diabetes geword, hy het hom gedrink. Toe hulle sy toon afsny, toe het hy hom gedrink. Hulle is nou by sy knie, hy drink hom nog steeds. Want hy kan nou nie sonder hom nie. 'n Simpel dingetjie soos Coca-Cola. Nou ek weet hier's niemand wat so ekstreem Coca-Cola hier drink nie, maar ek wil jou uitdaag as jy dit doen. Stop dit. En dan bel jy my die volgende dag as jy nie jou Coca-Cola gedrink het nie oor die hoofpyn wat jy het in jou oog. Hulle noem dit suikeronttrekking. Verlies aan beheer oor jou gedrag. Ten koste van jou knie, ten koste van jou voet, ten koste van dit, gaan ek hom nog steeds drink. Dis wanneer ek en jy, nog een van die tekens is, toenemende tyd of energie daaraan bestee. My fokus, my aandag, my tyd, alles wat ek doen, word daaraan gegee. En wanneer ek nie besig is met dit nie, dan begin ek hierdie onttrekkingssymptoom of ongemak beleef, want ek doen nie wat ek nou voel ek nodig het nie. Nog 'n teken van verslawing is, soos ek nou gesê het, voortgesette gebruik ten spyte van die gevolge. Ek wil vanaand begin deur ook te sê, my identiteit en selfbeeld speel 'n baie belangrike rol in verslawing. Hoewel dit gewoonlik nie die enigste rede is nie, maar baie keer 'n aanloop tot dit is. En dit kan die manier waarop iemand hom of haarself sien, die risiko vir verslawing verhoog of verminder. Want jy sien, as ek en jy regtig verstaan wie ons is, dan word ons nie deur eksterne faktore beïnvloed nie, maar baie keer omdat ons sosiaal aanvaarbaar wil wees, dan doen ons 'n klomp goed wat ons nie noodwendig sou nie. My identiteit is veronderstel om die belangrikste ding in my lewe te wees, gesetel in Christus. Maar my identiteit kan deur verslawing beïnvloed word. Hoe? Ek het dit al reeds genoem, maar ek wil 'n bietjie daaroor uitbrei. Lae selfwaarde en selfbeeld. Wanneer mense voel ek is nie goed genoeg nie. Wanneer mense dink ek is 'n mislukking, niemand gee regtig vir my om nie, dan word verslawing 'n manier om tydelik beter te voel, om moeilike emosies te vermy of om aanvaarbaar te word. Nou ek het in 'n baie streng ortodokse huis groot geword, waar ja was en nee was. En ek onthou altyd hoe mense gesê het, tipiese ouens soos ek, wanneer hulle klaarmaak met of wanneer hulle universiteit toe gaan, dan haak hulle uit. Want daar's nie 'n ma en 'n pa nie. Nou ek het nooit uitgehaak nie, maar ek het 'n paar vriende gehad wat ordentlik uitgehaak het. En een van my pelle, hy was die ou wat daar by Bourbons en Potch op die tafels gedans het terwyl hy lekker gekuier is en die Sunlight seep gedrink het. Want hy wou letterlik Sunlight seep in sy keel afgespuit het, terwyl almal vir hom lag en hy's die ou van die party, want hy het nie verstaan wie hy is nie. Jy sien, hy het gedink hierdie gaan hom beter laat voel. Christus sê, ek het jou 'n nuwe identiteit gegee, beklee met 'n nuwe kleed. Want hier's die ding, identiteit vorm gedrag. Mense tree dikwels op volgens hoe hulle self sien. En as jy jouself as waardevol ag, as jy jouself sien as die kroon van die skepping,
Dan het jy so postuur in hoe jy leef. Dan wil jy nie op 'n plek kom waar jy jouself op 'n plek sit waar die volheid van jou lewe beïnvloed kan word nie. Die oom van my ma se broer, is 'n hoogs suksesvolle besigheidsman. En die Here het hom baie geseën en hy het 'n klomp wonderlike voertuie. En een van hulle het hy uit 'n Cobra SS wat hy ingevoer het van Amerika, en hy kan vandag nie meer daai kar bestuur nie. As gevolg van wat hy deurgegaan het. God se plan is dat ons volheid sal beleef en my identiteit sal beleef en sal leef. Ek wil vanaand dit onomwonde sê, iemand wat glo ek het geen selfbeheer nie, is iemand wat baie maklik moed kan opgee. Vanaand wil ek vir jou en my sê, ons is tot alles in staat. Baie goeie plek om amen te sê, as ons dit glo. Ek wil dit weer sê, ons is tot alles in staat. Speaking to the same crowd and expecting a different result is insanity. Ons is tot alles in staat. Halleluja. Okay, ek is klaar, kom ons gaan huis toe. Julle het iets gehoor. Wat my partykeer verstom, is dat ons dink, Coca-Cola definieer my lewe. Want per implikasie, wanneer ons aan iets verslaaf word, TV of wat ook al dit is, per implikasie sê ons, hierdie is sterker as wat ek is. En dis nie die waarheid nie. Ons glo alleen. Nou verstaan ek ook, dat wanneer ons eers verslaaf is dit nie so eenvoudig nie. Maar as ons proaktief kan wees en proaktief kan lewe, en verstaan wie ons is, dan is dit makliker dat ons nie vasgevang word nie. Maar selfs wanneer ons vasgevang is, kan ons vanaand hoor dat die Here sê, as jy hoor wat ek oor jou sê, en as jy leef vanuit dit wat ek geproklameer het, dan kan jy enige verslawing oorkom. Want ek is met jou, en ek help jou, en ek los jou nie alleen nie, en daar's 'n gemeenskap van gelowiges wat jou hand wil neem, en jou wil oprig en jou help, sodat jy hierdie verslawing kan wen. Iemand wat hierdie lewe glo, is iemand wat verantwoordelike keuses maak. En saam met dit ook verantwoordelikheid neem vir sy keuses. Weet, so rukkie terug het ek besluit ek wil suiker in my lewe uitsny. En as jy begin kyk na goed en suiker, dan besef jy alles het suiker in, tot daai kamera lens. Alles het suiker. Maar nou is ek verantwoordelik en ek het hierdie besluit gemaak. En ons het mense oorgenooi om by ons te kom kuier, en hier's hierdie wonderlike, saggebakte, vars melktert. Ek hou van 'n lekker melktert. En terwyl ons besig is om die huis reg te maak, die mense is amper op pad, stap ek verby die kombuis en die melktert sê vir my, "Hoe's dit?" Nou hoor ek hierdie melktert en ek dink ek gaan hom ignoreer. En ek stap en hy sê weer vir my, "Hoe's dit? Kom maak net 'n draai by my, ek het ietsie vir jou." En ewe skielik is daar 'n groot globale gemors in die kombuis, en Sunay kom verby, en hier sit ek met krummels op die mond, en daar's nie 'n melktert nie. En ek kyk met haar met so verleeg glimlag, en sy sê vir my, "Wat die Joos?" Ek sê, "My liefie, jy gaan my nie glo nie." Ek kom om die draai, en hy melktert fluister vir my, en die volgende oomblik gryp hy my aan die keel, en hy forceer homself van my keel af. Dis my skuld nie. Niks daarmee te doen nie. Die melktert het dit gedoen. Klink dit reg? Klink nie reg nie. Ons onderskat wie ons is in Christus. Ons kan enigiets doen as ons dit regtig wil doen. En daarmee sê ek nie, dis maklik of dis eenvoudig nie. Maar as ons dit glo en ons stap saam met hom die pad, dan kan ons vir dit verantwoordelikheid neem. Want hier is die waarheid. Ons kan nie vir iemand besluit om gedrag te los nie. Ons moet tot die plek kom waar ons daardie besluit maak. Ons gedrag
is 'n bewys van ons identiteit. Ons gedrag volg ons identiteit. Is hier nog 'n rede hoekom verslawing so relevant is ons lewe nog in 'n wêreld waar ons nie kan glo dis so eenvoudig om die Here te dien nie. Wie van julle dink is kompleks om die Here te dien? Julle kan eerlik wees. Hy's 'n paar. Ons dink ons moet goed leef. Ons dink ons moet alles reg doen. Ons moet alles uitgesorteer hê. En as ons dit nie so het nie, is ons nie aanvaarbaar vir die Here nie. Ek ry hier uit en ek stamp my kar en ek vloek soos 'n ou matroos voor my bekering en ek ry met die skuld huis toe en ek dink God het my nie meer lief nie. Adam en Eva het seer en pyn in die wêreld gebring as gevolg van skaamte. Hulle het weggekruip van die teenwoordigheid van die Here as gevolg van skaamte. Ons raak skaam. En hierdie skaamte maak dat ons toenadering iewers soek, aandag kry op 'n ander plek, want ons dink ons is nie aanvaarbaar nie. En hier is die realiteit vanaand, ouens. Slegte aanvaarding is nog steeds aanvaarding. Hallo? Baie keer, my vrou is in die onderwys en die onderwysers wat hier sal weet, daar's kinders in die skool wat net doeteenvoudig buite beheer is. Maar jy sal met hulle praat en jy sal in hulle storie klim en jy sal agterkom daar's baie seer en pyn en die manier hoe hulle optree gee vir hulle ten minste aandag, al is dit slegte aandag. Want aandag is aandag. En ons dink in hierdie verslawingsoomblikke gaan ons aandag kry en ons voel beter oor onsself terwyl ons nie daardie in ons lewens aanspreek nie. Dis mense wat hulle self negatief beleef. En negatiewe gevoelens dryf hulle terug na verslawing want dit bring verligting, dit bring 'n oomblik waar ek nie hoef te dink aan die situasie nie en ek net kan fokus op die hier en nou. En so word 'n kringloop geskep van verslawing waar ek negatief voel en ek het aanspreek en weer môre negatief voel en ek het aanspreek deur wat ook al. En dan 'n algemene ding waarin ek dink ons lewe vandag baie is groepsidentiteit en behoort. Kom ons sny vir 'n bietjie wim. Gaan 'n lekker trip wees. Nee, ek dink nie so. Man, almal van ons gaan dit doen. Is jy in of is jy uit? Is jy man of is jy 'n meis? Jy weet, ek kom van Limpopo af en net voor ek hiernatoe gekom het, was daar 'n pastoor wat vir sy mense bid vir genesing. Maar voor hy vir hulle bid, spuit hy doem in hulle kele af om die demone dood te spuit. En ons lag nou. Maar julle sal nie glo hoeveel mense uitkom vir uitnodigings en die doem in hulle kele laat afspuit nie. Want almal doen dit. Ek is deel van dit, ek gaan my wonderwerk kry. Bietjie verder op in Lebogomo se kant was daar 'n pastoor wat sy kudde, want hy is die pastoor van sy skape. Hy het hulle in die gras van die kerk laat wy en dan kou hulle gras. Ek meen, kan julle nou dink ek sê Sondag vir julle, ons diens is klaar, baie dankie dat julle vanmôre hier was. Voor julle gaan wy net 'n bietjie op die gras. Ek sien julle nou. En ek kom met 'n staf en met 'n klok. Ons dink dit is verregaande. Maar ons kry onsself baie keer in daai gedrag. Want ons wil so aanvaarbaar wees en ons wil so graag behoort dat in ons rasionele denke weet ons wat ek nou gaan aanvang is die simpelste ding wat ek kan doen, maar ek doen dit want hulle gaan my lief hê. En môre moet ek dit meer ekstreem doen want die uitdagings word groter want ons kan nie net nou gaan gras kou nie, ons moet nou doem, wim en 'n klomp ander goedjies ook bybring. Groepsidentiteit en behoort. En ek wil vanaand dit onomwonde vir julle net sê, hoewel ek besig is net met 'n inleiding oor wat verslawing is. As iemand iets van jou verwag wat strook teen jou waardes en hulle hou aan en sê jy gaan nie deel van ons wees nie, wil ek vir jou sê dis tyd om daai verhoudings te groet. Ja. Sekere verhoudings in jou lewe is vir 'n seisoen. En baie keer voel ons sleg om verhoudings te groet want ons dink ons is kinders van die Here, ons moet alles laat werk. As iemand jou in 'n dwaalspoor wil vat, in 'n whirlpool of death and destruction, sayonara, sien jou weer. Ek's nie deel van die plek nie. Ons moet die verantwoordelikheid vat vir ons keuses. Jy sien, van die goed
Hoekom verslawing so 'n houvas kry? Is dit word die brein se beloningsstelsel. Wanneer ons iets geniet, stel die brein chemikalieë soos dopamien vry wat plesier en beloning veroorsaak. Ek onthou jare terug, ou pastoor Pieter Koekemoer was 'n senior pastoor in ons kerk en hy vertel my die eendag, ek het so nou en dan by hom gaan kuier en hom gevra, pastoor, vertel my 'n bietjie, hoe was jy suksesvol? En vertel my 'n bietjie staaltjies uit die kerk uit. En hy vertel my eendag hoe 'n vrou in sy kerk hom gebel het en gesê het, jy moet kom, ek het 'n tienerdogter en hier's moeilikheid. So hy kom, hy sê hy's jong getroud, sy vrou het nog in die kar gesit. Hy sê en toe hy daar aankom, toe sê die ma nou vir die pastoor, jy moet hierdie vrydemoon uit my dogter uitdryf. Hier's nou 'n jong perd op die werf en al wat hulle wil doen is sit op die bank, hande vashou en vryf. Vry. Nie vryf nie, vry. Vry. Ja, sekere vrye word seker vryf, maar kom ons sê vry. In elk geval, nou sit hy daar en hy sê vir homself, hoe kan ek nou vir so iets bid of teen so iets as dit so lekker is? Ek gaan nou sukkel met hierdie gebed. Ons het 'n behoefte aan goed en lekker voel. My bederf nou in die aand is as ek 'n koffie drink met xylitol, want ek drink nog steeds nie suiker nie. Dit proe soos manna uit die hemel. Want ek het nog steeds daai, ons wil goed voel, ons wil lekker voel, ons wil onsself beloon. Maar daar's 'n goddelike manier van hoe dit moet gebeur. En die Here wil hê, daardie beloningsstelsel moet in hom gesetel wees. Ons moenie plesier buite ons verhouding met hom soek nie. En hier's nog 'n realiteit, omdat ons so ingestel is op die sigbare en dit wat ons voel. Dink ons, omdat ons nou nie die Here noodwendig beleef soos ons hom beleef nie, hy's nie met ons nie. Maar die feit dat my vrou nie vanaand hier is nie, beteken nie sy's nie lief vir my nie. Al is daar vanaand afstand tussen ons, weet ek nog steeds hoe sy oor my voel en hoe sy oor my dink. Ons beloon onsself 'n regmatige behoefte met 'n onregmatige manier. Die tweede rede is ook, dis ontvlugting van emosionele pyn. Hoeveel mense ken julle wat konflik vermy? Baie. Ons wil nie beklei nie. Ons dink konflik is nie gesond nie. Nou as jy by my huweliksberading kry voor ek jou trou, praat ek altyd oor konflik. Want konflik is gesond. Ons moet met mekaar verskil. Dis net hoe ons dit doen. Maar nou wil ons nie moeilikheid maak nie en ons ontvlug en baie keer kom ons agter in ons lewe, dinge is ook nou nie lekker nie, dan kyk ons dit eerder mis. En later sit ons met hierdie globale probleem en ons weet nie hoekom nie. Ek meen 'n praktiese voorbeeld. SARS bel jou en sê, "Goeiedag meneer Forrester, ons het jou staat deurgegaan en ons voel jy skuld ons R15,000. En dan sit ek op die bank en ek dink, "Flip jou SARS. Ek dink nie ek skuld jou R15,000 nie en ek doen niks nie." En 'n jaar gebeur niks, en 2 jaar gebeur niks nie, en 3 jaar gebeur niks nie, en die 4de jaar kry jy op een dag 25,000 SMS'e. Sien nie nou betaal nie, kom haal ons jou. Sien nie nou betaal nie. En dan dink jy nog steeds dis oukei. En 'n week later vat hulle beheer oor jou bankrekening en jy het geen sê oor niks in jou lewe nie. Want hier's die realiteit, SARS gaan nie wegraak nie. Het julle SARS probleme, girls? Ons kan julle 'n boekhouer gee. Dit gaan nie wegraak nie. En die dinge in ons lewe gaan nie wegraak sonder dat ek en jy dit adresseer nie en by dit uitkom en dit ontlont nie. So as daar emosionele pyn is, as daar seer is, as daar hierdie emosie is wat dit voel, jy kan nie, ek's minderwaardig, hierdie goed gee my 'n bietjie van 'n boost. Toe ek 'n student was, het ons elke jaar 'n vriend van ons het huis gehad in Margate en Tix het elke jaar 'n week, Tixweek in Railgate, ek was in RAI toe dit nog RAI was. So as die eksamens klaar is, dan sak daai studente op Margate af en binne die eerste week het hulle vir die hele Desember en dis nog November al die Black Label voorraad vir die hele Natal uitverkoop in 'n week. So julle kan dink hoe gaan dit. En daai vriende van ons was ingenieurstudente
ons was tokkelokke, teologiese studente, dan sal hulle altyd, voor ons uitgaan in die aand, hulle self eers besope drink, want dit is te duur om uit te gaan, en dan koop hulle net daar wat hulle noem 'n loopdop. Een dopie en hy hou die hele aand, maar hulle is al lekker, want nou kan hulle vriendelik wees en hulle snaaks. En hulle is sosiaal aanvaarbaar. Ons het nodig om hierdie goed in ons lewe te adresseer, en ek is amper klaar. Hier is die realiteit. Verslawing is gelyk aan gewoontevorming. Hoe meer ek en jy 'n gedrag herhaal, hoe sterker word die gewoonte. En hoe sterker die gewoonte, hoe meer word die gedrag outomaties. Van julle het my dit al hoor sê, maar vir die van julle wat nie het nie. Hulle het 'n klomp mense wat altyd by Spar inkopies doen. Genader 30 kappels en vir hulle gesê, vir die volgende 31 dae gaan ons vir julle geld gee om inkopies te gaan doen by Pick n Pay. Julle mag nie by Spar koop nie, julle gaan Pick n Pay toe. Okay, lekker money vir jam. En die mense het dit gedoen vir 31 dae. Na die 31 dae het hulle die mense weer bymekaar gekry en vir hulle gesê, baie dankie, dit was baie suksesvol. Julle kan weer aangaan met julle lewe. Maar hulle het daai mense bly monitor. Nou wil ek jou vra, 31 paartjies het by Spar inkopies gedoen. Hulle het vir die volgende 31 dae, 30 paartjies vir die volgende 31 dae by Pick n Pay gekoop. Na hulle gedink het hulle word nie meer gemonitor nie en hulle kon weer doen wat hulle wou. Hoeveel van die 30 kappels het teruggegaan Spar toe? Die van julle wat weet, moenie sê nie. Hoeveel dink julle het teruggekeer na hulle ou patroon toe? 20%? 30%? 50%? Hy sê almal het teruggegaan weer na die Spar toe. Iemand anders se waagstuk? Ek sê 20%, 40%. Net vir die onthaalwe. Sal dit julle verbaas om te weet, nie een het teruggegaan nie. Nie een nie. Want dit vat 30 dae om 'n gewoonte te vorm. 30 dae. Kom ek vra jou gou vanaand, waar doen jy jou inkopies? Jy hoef nie vir my te sê waar nie. Maar gaan ek jou vra hoekom? Is dit die naaste? Is dit jou voorkeur? Waar sny jy hare? In Harties of in Pretoria? Nou ek weet hare is dalk kontensieus, nê. Ons wil nie almal moet aan ons hare vat nie en ons glo hierdie ou is beter. Maar ek herinner myself toe ek in Pietersburg gebly het. Ek het 'n Spar 'n meter en 'n half van my huis gehad. Ek het Pick n Pay toe gery, 'n family shop, 7,5 kilos. En die Woolworths was nog 7,5 kilos van daai en 15 kilos terwyl daar een om die draai is. Hoekom? Want dis maar net waar ek gekoop het. Ek kan nie vir jou sê daai Spar was sleg nie. Dit het 'n gewoonte geword. Jy sien, ek en jy het die vermoë om net vandag uit te hou. Nie oor môre te dink nie, net vandag. En die dag daarna weer net op daai dag te fokus. Want die grootste ding wanneer dit kom by verslawing is, ons sê vir onsself, ek moet vir 2 maande uithou, hoe gaan ek dit doen? Jy moet nie vir 2 maande uithou nie, jy moet vir vandag uithou. Want môre bring weer sy eie bekommernis. Maar ons bring môre se bekommernisse in vandag en dis hoe ons nêrens kom nie. In plaas van net om vandag te oorwin. Ons moet die gewoontes breek. En ons moet die sosiale en omgewingsinvloede, die kultuur wat sê dis oukei, die kultuur wat ons in 'n rigting indwing, sê ek gaan nie deel wees van hierdie culture nie, ek gaan in 'n ander verwysing en kultuur loop. Ek gaan mense in my lewe wat my aan hierdie goed wil blootstel, uit my lewe uitsny, uit my lewe uit verwyder, dat ek kan funksioneer in die gedrag wat Christus vir my het. Jy sien, ons het nodig om die seer in ons lewens te konfronteer. Ons het nodig om deur die angs te werk. Ons het nodig om deur die eensaamheid te werk, om die trauma te hanteer, om depressie te ontvlug en nie met verslawing daardie goed te probeer aanspreek nie. Ons het nodig om onsself deur sy oë te sien. Want wat 'n tydelike uitweg word later 'n afhanklikheid.
as ek vanaand kan saamvat, en ek kan 'n definisie aan verslawing gee, dan is dit mense wat in 'n manier in hulle lewe pyn beleef en ten alle koste verligting soek. Dis mense wat plesier soek sodat hulle self kan beloon. Dis mense wat in 'n patroon van herhaling leef en toelaat dat die gedrag 'n gewoonte word. As ek jou vanaand uitdaag om jou lewe in oënskou te neem, is daar sekere gedragte. Sekere dinge wat herhaaldelik gebeur. Party van ons, wanneer ons wakker word in die oggend, is die eerste ding wat ons doen, ons het 'n beker water langs ons bed en ons drink die water. Klokslag. Ander van ons draai om, sit die alarm af en kyk onmiddellik sosiale media. Of wat ook al dit is, ons is mense van gewoonte, creatures of habit. Hoe kan ons gewoontes in belyning bring met dit wat hy vir ons vra? En vanaand wil ek jou nooi om saam met my net jou oë te sluit. Ons praat baie keer van verslawing as die ekstreme goed in ons sosiale omgewing en ons gaan oor almal van hulle praat. Maar vanaand wil ek sê, verslawing is enigiets wat ons aandag wegvat van dit wat regtig belangrik is. En dis iets in my lewe wat ek nie sonder kan doen nie. Dis iets wat al my aandag kry, en wanneer ek nie my sin in dit kry nie, ek ongemaklik raak en amper op 'n plek kom waar ek onttrekking beleef. Terwyl elke oog gesluit is, en ek wil weer 'n simpel voorbeeld gebruik. Jy kom in die winkel en jy drink 'n spesifieke soort koeldrank en hulle het nie daai koeldrank nie. Gaan jy huis toe of koop jy iets anders? Of ry jy van winkel tot winkel tot winkel tot winkel tot winkel tot winkel tot winkel in die hele harties? En by die laaste een kom jy en jy gooi so vloermoer in daai plek. Want niemand het wat ek soek nie. En die mense om jou kyk na jou en dink, dis net 'n koeldrank. Maar dit word 'n kruk, dit word so belangrik. Want my identiteit en my waarde lê in hierdie. God kom en sê, ek het jou vrygespreek. Ek het jou vrygemaak. Jou beloning en jou waarde en jou identiteit en jou gewoontes lê in my. Wil ek en jy nie onsself, selfs in die eenvoudige goed, herprogrammeer en sê, Here, wil vry wees van enige iets wat my afhanklik maak en nie my hoop en oë op U vestig nie. Ja, daar's vlakke en partykeer is dit nie eenvoudig nie en daar's professionele hulp vir dit nodig, ons verstaan dit, maar dit begin by 'n besluit waar ek sê, ek wil in die vryheid leef en nie meer slaaf wees nie. En ek wil jou nooi net daar waar jy is om dit te verklaar vanaand. Het sy dit te doen net met suiker of met wat ook al, dalk het dit te doen met erger dinge, wonderlik, maar dit begin by waar ek en jy 'n besluit maak. Terwyl ons nou daai besluit maak, ons verstaan, ons neem verantwoordelikheid vir dit wat ons nou bely. So Here, dankie. Dankie dat ons vanaand kan verstaan wat verslawing is en hoe verslawing lyk en homself uitdruk. En vanaand wil ons eerstens kom persoonlik in ons lewe sê, ons is sterker as enige houvas en verslawing. Ons het U in ons en die kapasiteit van die koning wat al reeds oorwin het. Mag ons vanaand tot die besef en die besluit kom, Here, dat indien ons hulp nodig het, dat ons sal hulp vra en dat ons in 'n proses van herstel sal kom, sodat ons in volkome vryheid, vry van die houvas van enigiets kan wees. As ons nodig het om seer en pyn en dinge in ons lewe te adresseer, dat ons dit in die lig sal bring, sodat duisternis dit nie meer kan vashou nie. En dat ons die son en die glimlag van 'n lewende Here in ons en oor ons lewe sal beleef. En ek eer U daarvoor. Here, ons dink vanaand ook aan ons gemeenskap.
As ons dink aan ons omgewing en ons verstaan in ons omgewing dat daar soveel verslawing en afhanklikheid is, dan kom staan ons ook vanaand vir hulle in die bres. En ons kom vanaand en ons vra Here dat U die houvas van verslawing in mense se lewens sal breek, dat mense tot die besef sal kom, so kan ek nie aangaan nie, en sal opstaan en hulle rug op dit sal keer, en ook in eerlikheid hulp sal soek, en dat ons 'n bron en 'n middel van herstel sal word, sodat mense in volheid U kan dien.